Baie hartlik welkom vanmorgen hier by ons seminar by El Shaddai, House of Prayer. Ons vertrou dat dit wat ons gaan doen vir werklik mekaar sal stig en sal voed. Ons plan om te begin met akkurate leierskap. In Engels sê men principles. Wat ons vir kan sê is dat ons gedeeltes van die goed gaan ons in Engels doen en dan gaan ons die verduidelik in Afrikaans. So jy moet nie bekommerd wees nie. Die meeste van ons verstaan Engels. Dit help ook vir ons met die Engelse taal, dat wanneer die Engelsmanne kom en daar geen Afrikaanse verduideliking is, dan kan ons daar gaan soek vir verduideliking, nie? Praise die Here. Nou, segment principles of akkurate leierskap het te doen met die regeringssysteeme, nie? Die systeme van regeringskap. En daar is 'n hele paar waarvan jy moet kennis neem van hierdie regeringskap wat bestaan. Nou, ons het nie genoeg tyd om in al hierdie goed in te gaan. Die belangrikste gedeelte wat ons gaan doen vanmôre is die autonome stelsel. Die autonome stelsel van regeringskap. Jy kry 1, 2, 3, 4, 5 verskillende sisteme van regeringskap en die goed se name is so swaar dat jy moet hulle eintlik sien om hulle te kan verstaan. Nee? Die een wat ons gaan bespreek vanmôre is die autonome stelsel. En volgens die woord van God glo ons dat hierdie is die Bybelse stelsel van God van regeringskap, die autonomous system of government, which means the church is governed by a plurality of elders. Met ander woorde, die kerk word regeer van 'n hoeveelheid ouderlinge. Nou, wie sal onthou dat ek vir julle gesê het dat pastore, apostels, profete, pastore, evangeliste, leraars, is almal ouderlinge. Is almal ouderlinge. En dan onder hierdie ouderlinge is daar 'n hoofouderling, soos die apostel of die pastoor, onder hierdie ouderlinge wat dan verantwoordelik is vir die visie en die rigting van die kerk, né? So die kerk regeer homself en word nie regeer van buite af. Dis baie belangrik. Die kerk ondersteun homself en dis belangrik dat die kerk moet die gelowiges moet toegerus word vir die werk van die kerk, né? Die werk van die evangelie. In ander woorde, ons praat van team ministry, spanwerk in die kerk. Sonder daardie verhouding in die bediening is dit half onmoontlik om alleen die werk van die Here te kan doen. Saam met spanwerk praat ons ook van intimiteit. Die intimiteit met Christus en die Heilige Gees en die nodige sensitiwiteit. So wanneer iemand na die toe kom en die Heilige Gees soek, moet ons vir die persoon kan sê dat jy soek op 'n verkeerde plek. Want die Heilige Gees van God is in jou. Jy moet so sensitief wees dat die Gees van God, dat jy kan bewus wees van die inwoning van die Heilige Gees. En die kerk opereer op grond van die koninkryk van God, né? Die perspektiewe van die koninkryk van God, die beginsels van God en nie op die beginsels van die wêreld nie. Dis die autonome stelsel. Die voorbeeld wat ons hier vir u kan gee is Handelinge hoofstuk 13. En u moet gaan lees hierdie gedeelte. Die kerk in Antioch is 'n model
van hierdie soort kerk wat ons nou van praat, die autonome kerk. En ons praat van die regeringskap, die aangestelde man van God, set men principles, dat mense sal weet dat dit akkurate leierskap is en nie leierskap wat deur demokratiese proses daar gestel is. Die kerk van God is nie gebaseer op 'n demokratiese proses van stemme en om iemand te beroep vir die werk van die Here. Nee, God wys 'n man aan op grond van die Heilige Gees, hy roep hom en hy rus hom toe. En almal sal weet dat dit die man van God is. Nee, daar sal nie twyfel wees rondom dit. Dit is akkurate leierskap. Die tabernakel van Dawid is 'n voorbeeld hiervan. Handelinge 15, vers 13 tot 17. En daar kan jy gaan luister hoe dat die kerk, die autonome kerk van God regeer. Amos 9 vers 11 is daar 'n profetiese woord wat God oor praat. En hy begin so, on that day I will raise up the tabernacle of David, which has fallen down, and repair its damages. I will raise up its ruins and rebuild it as in the days of old. In ander woorde, God kom terug om die tabernakel van Dawid op te rig, die regeringskap van Dawid, die kerk van Dawid, sodat dit weer sal wees soos wat dit in die ou tyd was, toe Dawid gelewe het. So die kerk moet homself gereed kry vir hierdie seisoen. En wanneer ons praat oor hierdie dinge, dan is dit nie iets wat nog kom nie, maar ons is alreeds in hierdie seisoen van die apostoliese gawe. Nou wanneer ons praat van die apostoliese kultuur, moet jy weet dat ons praat nie van iets vreemds nie. Die apostoliese kultuur is gebaseer op die apostoliese gawe. Die profetiese kultuur is gebaseer op die profetiese gawe. En hier praat ons van Efesiërs hoofstuk 4 van die vyfvoudige bediening. En ons weet dat die kerk is tradisie het gemaak dat die kerk net opereer in die leierskap van pastoor, evangelis en leraar, nee? En die gawe van die apostel en die profeet is heeltemal vernalatig. En al wat nou gebeur is die seisoen wat God die kerk bewus maak van die apostoliese gawe en die profetiese gawe. En daarvandaan opereer ons in hierdie kultuur van die apostolies-profetiese gawes. Amen. Is jy saam met my? Verstaan jy daardie gedeelte? As ons kyk na die apostel Jakobus, dan sien ons dat hy praat oor die profeet Amos, met wie God gepraat het, wat hierdie saak profeteer. Hy verwys na Amos, en hy sê, hierdie restauratieproses gaan plaasvind. En hy sê ook, dat alles wat verkeerd gegaan het in die kerk van Dawid, sal gerestaureer word. God sal dit regmaak. So as daar foute was, in die model en die voorbeeld van die tabernakel van Dawid, gaan God dit restaureer. Dan gaan restaurasie plaas. Sagaria 12 vers 1 is daar ook, Sagaria 12 vers 8 is daar ook 'n profetiese verklaring, en hy sê, in that day, en watter dag word hiervan gepraat? That day is now. Daardie dag moet nie nog kom, dis nou. Die profetiese woord van Sagaria en in Sagaria 12 vers 8 het betrekking op die heilige seisoen waarin ons is, waarin ons moet weet. Die heilige kerk wat vervul gaan word met die profetiese woord wat ook Sagaria geprofeteer. En dit het betrekking op die maturity van die kerk, nee?
die volwassenheid van die kerk van Christus. En daarom is dit so belangrik dat die seuns in die huis van die Here moet volwassenheid, geestelike volwassenheid bereik. As jy die geestelike volwassenheid bereik nie, loop jy die gevaar om af te dwaal. Jy loop die gevaar om skipbreek te ly, aangesien jy reeds by die water gekom het en jy gewas is in die apostoliese waters. En ons weet dat God verwys na die, Johannes hoofstuk 9 verwys hy na die bad van Siloam, en dit het betrekking op die blinde man. Die blinde man is 'n profetiese prentjie van geestelike blindheid. Jesus smeer klei op die oë van hierdie blinde man en stuur hom na die bad van Siloam om gewas te word. En ons weet dan ook dat hierdie waters is die woord van God. Dis 'n profetiese prentjie van die woord van God. So seuns moet gewas word sodat hulle geestelike oë geopen kan word. Akkurate leierskap kan nie plaasvind by blinde leiers nie. Akkurate leierskap kan nie plaasvind wanneer leiers in die vlees opereer. En daarom is dit belangrik dat God se leiers in die apostoliese waters gewas moet word. Johannes hoofstuk 9. En dis die woord van God. Leiers moet die woord van God akkuraat kan bedien, sodat die kerk se oë geopen kan word. As far as God was concerned, David followed him with all his heart. The issue of David's sin was not remembered by God because David's repentance was genuine. David followed God with all his heart. The tabernacle of David could refer to the tent or to David himself as a human vessel who serves as a pattern for the church. In ander woorde, as ons kyk na David as persoon wat priester en koningskap aanbetref, hy het foute gehad. Is dit nie waar? Hy het foute gemaak. Die woord van God sê hy het gesondig. En David was ook gestraf deur God vir sy sonde. Is dit nie waar? So wanneer ons foute maak, is God nie so seer daarop uit om ons te straf nie, maar God straf sonde. Dit moet ons weet. God straf nie vir ons nie, maar God straf sonde. Want God haat sonde en hy het sy diensknegt, hy het sy kinders en sy seuns te lief. En daarom sê God, David is 'n man, 'n leier so na my hart. En daarom is die model van David, die tabernakel van David, is 'n profetiese prentjie van die kerk. En is 'n voorbeeld vir die kerk vir vandag, volgens die profetiese woord van Sagaria, is dit vir God aanneemlik. Want David was gou om te sê, Here, ek het gesondig. Vergewe my. Rig my op, Here, sodat ek U wil kan doen. En dit is wat God soek. Hy soek manne en vroue in nederigheid en alle geregtigheid om te erken dat wanneer hulle gesondig het, te kan sê, ek het gesondig. Nou daar's 'n gedeelte, daar's 3 fases wat die kerk moet deurgaan. Die eerste fase is die Adullam fase. Die Adullam fase. Nou, Adullam is die grot, die cave, in Engels, die grot, waarin David weggekruip het toe hy gevlug het vir sy lewe. En die kerk, baie dele van die kerk, of gedeeltes van die kerk, bevind hulle self in die grotfase, die Adullam fase, van ontsnapping, van wegkruip. En dit is waar, dit is 'n gevaarlike posisie, waarin die kerk homself bevind, want dit beteken hulle hardloop weg van 'n spesifieke omstandigheid wat hulle ervaar. En dit is die rede waarom so baie mense hardloop.
want hulle bevind hulle self nog in 'n grot. Hulle is besig om te ontsnap. En in hierdie situasie, hierdie posisie, word die kerk beroof van sy mooiheid. Alles lyk inderwaarheid baie sleg vir die toestand waarin die kerk is. Ons moet weet dat die kerk gaan deur sekere seisoene. En hierdie is maar die eerste seisoen of die eerste fase waarin die kerk gaan. En in hierdie fase benodig die kerk en die leiers benodig sekere soort salwing om deur hierdie fase te kan beweeg. Want die volgende fase wat jy moet ingaan is die Hebron fase. En as ons die Adullam fase nie deurgaan nie, kan ons nie by Hebron uitkom. Hebron het te doen met die plek waar die stamme van Dawid het gekom en hulle het 'n covenant het hulle gemaak met Dawid, né? 'n verbond gesluit tussen pa en seun en gesê, indeed we are your bone and your flesh. 2 Samuel 5 vers 1 tot 3. 2 Samuel 5 vers 1 tot 3 kan jy die Hebron fase gaan kyk na, waar die mense kom en Dawid word as koning gesalf, en dit is die plek waar die kerk moet na oorgaan. Dis die fase van 'n oorgangsfase van die kerk, van die Adullam fase na die Hebron fase. Waar mense aan die leier verklaar, ek is been van jou been en vlees van jou vlees. Wat sê hulle? Hulle sê, ek is daar vir jou, maak nie saak wat die omstandighede is nie, ek erken jou as God se leier, ek erken jou as die akkurate leier van God, en ek is daar om jou te ondersteun. Amen? Dis die gedeelte waar die covenant gevorm, die verbond gesluit word tussen pa en seun. En ons sien ook die bewys van leierskap in hierdie geval. Hebron beteken communion. Hebron means communion. En die weder communion in Afrikaans is nagmaal, of dan gemeenskap, né? Ons het fellowship. Dis wat dit beteken, né? Holy Communion, jy weet, dit word normaalweg gebruik vir die gebruik van die nagmaal, of dan om gemeenskap met mekaar te hê. Dit beteken geestelike gemeenskap van fellowship, né? Daar die verhouding. Hebron churches are strong in their covenantal relationship with their leader. Met ander woorde, wanneer ons by die Hebron fase gekom het, dan sluit ons 'n verbond met mekaar. Nou besef seuns dat hulle het 'n verantwoordelikheid teenoor hulle se leier, want dit is God se leier, hy's 'n akkurate leier, en dit word geensins betwyfel nie. Jy kan gaan lees oor die Adullam fase, kan die 1 Samuel 22 vers 1 tot 3 gaan lees, né? Adullam fase, 1 Samuel 22 vers 1 tot 3. En dan kom ons by die derde fase, die Zion phase, né? Die Zion fase, en daar kan jy gaan lees 2 Samuel 5 vers 6 tot 7. 2 Samuel 5 vers 6 tot 7. En waar die Hebron kerke of die Hebron fase beteken dat hulle sterk is in verbond met mekaar. Strong in covenant. Is hulle nog steeds baie swak in purpose. Wat is purpose? Doel, né? Die kerk wat hom in die Hebron fase bevind, is sterk in die verbondsfase, die verhouding, né? Maar is nog steeds swak in die doelwitfase, né? Die purpose. The Hebron church must transition to the Zion position
Zion means fortress. Praise the Lord. The church must become the fortress of God, from which the purposes of God are executed. Nou, fortress in Afrikaans beteken skuilplek, nee? Skuilplek betekenis amper soos 'n volk waarvandaan jy opereer, nee? Dis 'n tipe van 'n stronghold. En nou moet jy nie verwar met 'n stronghold in die as demoniese plek nie, maar 'n stronghold in the kingdom of God, nee? 'n posisie waarvandaan die seuns opereer in kingdomship, nee? Priestly en kingship, waar jy jou priesterskap en jou koningskap kan uitleef, and you rule and reign as a priest and king in the midst of your enemies. Dis die plek waar die kinders van God moet kom. Hierdie fortress is 'n plek van beskerming, nee? Dis 'n plek waar krag is, waarvan jy kan opereer met krag en mag, nee? Wanneer ons by hierdie Zion aankom, Zion posisie, dan kan ons die doelwitte van God uitvoer sonder 'n probleem. En ek wil vanoggend vir julle sê dat ons het alreeds die Adullam fase het ons deurgemaak. Ons in die Hebron fase is ons deur. Ons is nou in die Zion fase. Ek verklaar dit vanmôre dat El Shaddai is in die Zion phase van ons bediening. En hiervandaan gaan ons regeer in die midde van ons vyande. We are going to rule in the midst of our enemies with power and authority. Amen. Ons het nie meer nodig om bang te wees nie. Ons het nie meer nodig om weg te hardloop of weg te kruip in 'n grot nie. Ons is daar verby. Ons is op die plek waar ons regeer vanuit die rus van God. En ons sal sien wanneer ons praat van second main principles, dan sal ons sien ons is in die 7de jaar, wat beteken to rest, to come into the rest of God, and to rule and reign from that position of rest. Ek hoef nie meer te beklei nie, ek hoef nie meer geveg daar die gang te sit nie, want God beklei vir my. Amen. En dit is die akkurate leierskap wat God dan wil hê, wat moet plaasvind in die kerk. Kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na karaktertrekke van die Zion posisie, né? Karaktertrekke van die Zion posisie. Een daarvan is the joy of the Lord. Om die vreugde van God te ervaar, né? Wanneer jy in daai posisie in is. En daar kan ons kyk na Psalm 9 vers 1. As baie psalms wat ons kan gee, ons het nie alles tyd om al hierdie skrifte vir u te gee nie. Psalm 9 vers 11, sing praises to the Lord who dwells in Zion, declare his deeds among the people. Amen. As ons daar gekom het, dan sien ons dat ons ervaar die vreugde van die Here, né? Tweede gedeelte is ons daar's integriteit, integrity. Daar's integriteit. The lifting up of hands is in the context of joy in a Zion position. Ons kan ons hande oplig in integriteit, sonder om bang te wees. Psalm 15 vers 1 tot 5. Vers 1 sê, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill? Only those with integrity. Praise the Lord. Hallelujah. En dan sien ons dat daar 'n gedeelte van hierdie Zion posisie, 'n overcoming position, né? Om in oorwinning te wees vir die Here. Wanneer jy in hierdie Zion posisie kom,
is daar oorwinnings. Daar's deurbraak, né? Dis die tydperk wat God die oorwinning gee en die deurbraak gee. In hierdie oorwinningsfase is daar 3 gedeelte. Jy groei in kwaliteit. In ander woorde, jou maturity, geestelike volwassenheid groei. Job 17 vers 9, Yet the righteous will hold to his way, and he who has clean hands will be stronger and stronger. Baie belangrik is die woord van God. Nee, Psalm 84 vers 7, they go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Almal wat in Zion voor God staan, gaan van krag tot krag beweeg. Amen. Die tweede gedeelte in hierdie oorwinningsposisie is dat jy stabiliteit en rus. Your enemy cannot uproot you from this position. Your enemies abandon their onslaught against you. Wonderful. Hulle, die aanslag wat die uitvyand voorheen op jou geloods het, laat vaar hulle nou. Want hulle kan niks meer aan jou doen nie. Jy's in 'n posisie van beskerming van die Allerhoogste God. Wanneer ons hierdie Zion-posisie bereik, en dit is wanneer leiers in 'n akkurate posisie is. Nee, ons praat oor akkurate leierskap. Prys die Here. Psalm 125 vers 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. Nee? Prys die Here. 2 Samuel 7 vers 11 tot 17, since the time that I commanded judges to be over my people Israel, and have caused you to rest from all your enemies, also the Lord tells you that He will make you a house. He will make you a house. Nie 'n huis in die hemel nie. Die mens word die huis van die Here. Dwelling place. Mense, né? Daai storie van Johannes 14, ons gaan ook weer daar kom. Baie wonings, né? Eers die woning, eers die huis. Eers die plek waar die Heilige Gees dwel. En dan die derde gedeelte in hierdie oorwinningsfase is hierdie stronghold position. Hierdie sterk posisie, né? Jy's in 'n posisie waarvandaan jy met krag kan opereer. Dis wat stronghold beteken. This is a position of ruling in the midst of your enemies. Your enemies have been dethroned. Hulle is ontroon. Jou vyande is ontroon. En hulle lê daar langs die pad. En terwyl jy verby hulle stap, moet hulle erken dat jy is die aangestelde man van God. Jy is die akkurate leier van God, prys die Here. 2 Samuel 5 vers 7, nevertheless David took the stronghold of Zion, that is the city of David. Psalm 110 vers 2, the Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. In ander woorde, die woord van God verklaar. Wanneer jy hierdie posisie bereik het in Zion, dat God is in beheer. Hy is in beheer. Jy hoef nie meer te beklei nie. Zion is a spiritual position from which the church rules. Psalm 48 vers 1 tot 3, great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in His holy mountain. Verse 2, beautiful in elevation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Praise die Here. Nog 'n gedeelte wat ons gaan oor praat is die guns van God. Halleluja. Die guns van God.
Psalm 102 vers 13, you will arise and have mercy on Zion, for the time to favor her, yes, the set time has come. Die tyd het aangebreek vir die guns van God. Die tyd het aangebreek vir die guns van God, wanneer jy in daardie Zion posisie kom. Indwelling presence, sy inwonende teenwoordigheid, né? Die inwonende teenwoordigheid van die Heilige Gees. Psalm 132 vers 13 tot 18. For the Lord has chosen Zion, He has desired it for His dwelling place. Prys die Here. Wanneer ons hierdie posisie verkry, God het hierdie plek gekies om inwonend te wees. Psalm 132 vers 13 tot 18, né? Jy kan dit maar gaan lees, daar's nog meer. Ek lees net die eerste stukkie vir u, want ons tyd is baie kort, né? Ons tyd is baie kort. Daar's nog 'n gedeelte wat ons oor praat, soewereiniteit. Soewereiniteit. In this position, the church is self-governing, self-supporting, and self-propagating. Like Zion, she governs herself. David in Zion is a picture of a legitimate set man as a leader. Maturity from Zion, perfect in beauty, God shines forth. Dis Psalm 50 vers 2 wat so sê. From Zion, perfect in beauty, God shines forth. In ander woorde, die heerlikheid van God word gesien van hierdie posisie. Dit is tasbaar. Dit is waarneembaar. Hierdie posisie word ook geassosieer met perfekte volwassenheid. Perfection, maturity. A sending church is a mature church. 'n kerk wat gestuur word is 'n geestelike volwasse kerk. En daar's nie baie kerke wat gestuur word. Daar's nie baie kerke wat gestuur word. 'n gestuurde kerk is 'n kerk wat deur die apostoliese waters wat by die bad van Siloam was. As 'n kerk nog nie gekom het by die bad van Siloam nie, is dit nie 'n gestuurde kerk. Want die oë is toe, is blind, is nie gewas nie. En hier praat ons nie oor 'n denominasie nie, ons praat van die kerk van God. Niks anders. Amen. Antioch, onthou Handelinge hoofstuk 13, Antioch is die voorbeeld hiervan. En die kerk in Antioch het vir Paulus en Barnabas gestuur. So die kerk wat seuns oprig, toerus en stuur, is 'n gestuurde kerk. Is 'n apostoliese kerk. En apostolies beteken maar net die vyfvoudige bediening, die eerste gawe van die vyfvoudige bediening word uitgeleef. Dis al wat dit is. Dis nie 'n snaakse denominasie. Dit is nie 'n denominasie. So die apostoliese bediening of die apostoliese gawe word nie vergelyk met 'n denominasie. Dit is nie 'n denominasie. Daarom praat ons van apostoliese mens. Ons praat van apostoliese kerk. Dit is nie 'n denominasie. Kom ons kyk na die daar is 4 dinge wat belangrik is met betrekking tot die ark van verbond met God, né? Die ark van God in die Zion posisie. 1 is die manifestasie van die natuur van die kerk. Die manifestasie van die
van die leefwyse van die kerk. The true nature, the divine nature, en dit word vergelyk met gold, dit word vergelyk met goud, Dan is die tweede gedeelte is akkurate migrasie, en dit word vergelyk met manna. Want wanneer jy akkuraat migreer, die manna wat jy ontvang, weet ons, daar is nie een plek waarvan dan jy manna kry, dis van God self. En dit moet akkuraat wees. Is dit nie van? Dis die tweede kenmerk van die ark van die verbond van God. Die teenwoordigheid van God. En in hierdie omstandighede word die Shekinah glory van God word ervaar. Daai tasbare manifesterende teenwoordigheid, heilige teenwoordigheid van God word ervaar. Die derde gedeelte kenmerk daarso is die divine appointment and authority. Ernst Rot. Die akkurate aangestelde man van God, Divine appointment. Dit beteken aangestel deur God. Nie deur 'n mens. Is jy saam met my? Divine appointment beteken aangestel deur God. Nie deur 'n demokratiese verkiesingsproses van die ouderling, die raad van ouderling, of die kerkraad. Maar God alleen. God alleen. Tablets of the law, as die vierde kenmerk, is aanwesig, wat 'n profetiese prentjie is van openbaring, revelation. Daar moet openbaring wees. So as jy die kenmerke van die ark, die teenwoordigheid van die ark van God, en ons weet, dit was in die tyd van Moses, in die tabernakel van Moses, was die ark fisies daar, en het sekere dinge moes aanwesig wees, sodat die mense kon weet, dat God is teenwoordig. En hierdie goed word vandag in ons huidige opset, word dit anders bewys. Goud, manna, arensrot, dit beteken die tasbare teenwoordigheid van geskies op die divine appointment beteken deur God aangestel, en dan openbaring van die woord, die laaste ene, tablets of the law. Dan kom ons by 'n gedeelte van transition to a Zion position. Daar's 4 vereistes daarvan. Transition to a Zion position. Hoe gaan ons van 'n Hebron posisie na 'n Zion posisie? 2 Samuel 5 vers 6 tot 9. And the king and his men went to Jerusalem against the Jebusites, the inhabitants of the land, who spoke to David, saying, "You shall not come in here, but the blind and the lame will repel you," thinking, "David cannot come in here." Nevertheless, David took the stronghold of Zion, that is the city of God. Now David said on that day, "Whoever climbs up by the way of the water shaft and defeats the Jebusites, the lame and the blind, who are hated by David's soul, he shall be chief and captain." Therefore they say, "The blind and the lame shall not come into the house." Then David dwelt in the stronghold and called it the city of David, and David built all around from Millo and inward. Hier sien ons 'n omstandigheid dat mense die regeringsskap van Dawid omverwerp. En hulle Dawid wil keer om in die huis van die Here te kom. Nou, die 4 vereistes
vir 'n Zion posisie, transition to a Zion position, om die oorgangsfase na 'n Zion posisie, is 4 vereistes belangrik. En hierdie 4 vereistes is die volgende. 'n God aangestelde leier is die eerste. 'n aangestelde leier deur God. Hy sê my, the king. En jy sal ook sien dat Dawid het nie net 'n geestelike leierskap en geestelike priesterskap beteken, maar en die koningskap kom in by die Zion posisie. Want die konings kan regeer van net hierdie posisie. Jy moet 'n koningsseun en 'n koningsdogter wees om van hierdie posisie af te kan regeer. Nie enige iemand kan nie vandaan regeer. Net die akkurate leier van God, dit beteken die aangestelde man van God. Deur God aangestel is die eerste vereiste. Amen. So Dawid is 'n prentjie van 'n akkurate leier. Die tweede vereiste is dat daar moet spanwerk is. Spanwerk in die kerk. Daar moet 'n verhouding wees. Nee? Tussen vader en seun. The king and his men. As daar nie 'n verhouding is nie, as daar nie samewerking is nie, beteken dit ons het nog nie na die Zion posisie toe oorgegaan. Dis die tweede vereiste van die Zion posisie. Daar moet 'n verhouding wees. Daar moet 'n verbond wees. Tussen leier en seuns. Tussen pa en seuns. Die derde vereiste is dat daar 'n mental transformation moet wees. Met ander woorde, daar moet 'n geestelike transformasie plaasvind, né? In die gees en in die verstand moet daar 'n transformasie plaasvind, sodat die wat lam is en die wat blind is, kan uitgewerk word. So die verlamdes, geestelik gesproke, is 'n geestelike profetiese prentjie van mense wat nie gewas is in die waters, die apostoliese waters. Hulle word genoem in die gees die verlamdes en die blindes. Is die saam met my? The lame symbolizes those who cannot walk in the vision of the saint man. Die wat verlam is, kan nie die visie van die aangestelde man van God hê. The blind represent those who cannot see the vision of the saint man. Die blindes symboliseer of is 'n prentjie van hulle wat nie die visie kan sien. En as gevolg daarvan word die verhouding in die kerk verbreek wat 'n vereiste is vir die Zion posisie en akkurate leierskap. Die derde vereiste is revelation. The water shaft. Wat beteken dat daar moet openbaring wees, né? The water shaft is symbolic of the spirit-filled word of God, the proceeding word. Jy sal weet dat die woord van God, wanneer hy praat van water, praat hy van sy woord. En daar word hoeveel keer verwys na die fontein van lewende water, né? Die fontein wat lewe bring, die water wat lewe gee. As jy drink van die water wat Jesus jou gee, sal jy nooit weer dors word. En die water wat gedrink moet word, is die woord van God. Dis nie water wat jy bekkers water moet uitdrink nie. Dis profeties gesproke. En dit is waar die kerk langs die pad verlore raak, omdat hulle die dinge in die vleeslike riekelm uitlê.
En hierdie goed is gespreek in die Gees. Ons is by die water. The proceeding word, die voortgaande woord, die voortgaande woord, met ander woorde, die woord van God is lewend, en dit beweeg, van dag tot dag, elke dag, nuwe manna is een van die bewyse van die sye posisie, 'n vars woord, 'n kairos woord. Kairos beteken in die regte seisoen. Nie buite seisoen, nie gisterse manne nie, want gisterse manne is vaak. En die kerk van God kan nie opereer op die manne van gister nie. Elke dag gee God nuwe manne, 'n vars woord, 'n kairos woord, prys die Here. En dit is die geesvervulde woord, want die woord van God is lewend. So wanneer mense vir jy sê, maar die Heilige Gees is nie teenwoordig nie, daar waar die woord van God teenwoordig is, daarom is die woord van God die belangrikste in die apostoliese bediening. En wanneer ek sê weer, wanneer ons praat van die apostoliese gawe of bediening, praat ons nie van 'n denominasie nie, maar ons praat van die werking van die Heilige Gees in die vyfvoudige bediening van die kerk. Die Heilige Gees van God moet teenwoordig wees by sy woord. Dat kan nie anders nie. And the proceeding word is an essential requirement for the transitioning into a Zion position. A Zion house is established in present truth. Die heilige waarheid, die teenswoordige waarheid, die Zion huis. En wie is die huis? Ons, met die teenswoordige woord van God, is gevul met die woord van God, en die woord van God is die Heilige Gees. En die Heilige Gees is die woord van God. En die woord van God is God. Hulle kan nie losstaan van mekaar af nie. Hulle kan ook nie geskei word van mekaar nie, want U is die huis. U is die mense. U is die wêreld. Het ons al 4 gedoen? Prys die Here, ja, dis die 4de inderdaad. Hierdie een is 'n baie belangrike een, hierdie sluit ons af, kinders van die Here. Daar is so baie wat ons kan sê oor hierdie gedeelte, maar ons sal seker maak dat U hierdie goedjies kry, U wat dit graag wil hê, dat U dit kry, dat U die hele gedeelte kan bestudeer. Hierdie is 'n klein gedeelte van wat ons moet weet, van akkurate leierskap. Kom ons kyk byvoorbeeld na the validity ter afsluiting of the segment system. Wat is validity in Afrikaans? Die bevestiging, die akkuraatheid van die aangestelde man van God, eintlik die bevestiging. Is hy valid of is hy nie valid nie? Wat is hy, wanneer iemand iets bevraagteken, is dit waar of is dit nie waar? Dis wat validity, maar daar is 'n ander woord daarvoor wat ek nou nie kan kry. Nou, vir die bevestiging van die aangestelde man van God, dat hy wel aangestel is, vind ons in Numbers 27, verse 16 to 17. Numbers 27, verse 16 to 17. Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, who may go out before them and go in before them, who may lead them out and bring them in, that the congregation of the Lord may not be like sheep which have no shepherd. In ander woorde, die Here sê,
van God 'n man aanstel oor die vergadering van die kinders van die Here. Nie die kerkraad nie, die Gees van God. Nie die mense daar buite nie, ook nie 'n politieke vergadering, maar God self. God related to his people through Abram, Isaac, Jacob, Moses or Joshua. He does not relate to his people through a group. So God stel een man aan. En hy werk deur hom na sy kinders. Hy stel nie 'n raad van 'n kerkraad aan wat die leier moet lei nie. En die leier voorskryf hoe hy of sy die kinders van die Here moet lei nie. God stel een man aan wie hy uitverkies, en dit is akkurate leierskap volgens Numeri 27. Timothy was the set man in the church in Ephesus, Titus in Crete, James in Jerusalem, Barnabas in Antioch. With reference to the 7 churches in the book of Revelation, Jesus writes to the angel of each church. Met ander woorde, die engel van elke kerk is wie? Die aangestelde man van God. God noem sy aangestelde man 'n engel. God stel 'n engel aan. Met ander woorde, as God iemand uitverkies het en aangestel het volgens die vereistes van God, is hy 'n engel in die oë van God. He writes to the angels of the 7 churches in Revelation 2 verse 1. To the angel of the church of Ephesus. En dan spreek hy met die engel daar. En so gaan die boek aan in Openbaring. To the angel of, dit beteken elke aangestelde man van God word praat hy mee. In Psalm 16 verse 12, so he sent and brought him in. Now he was ruddy with bright eyes and good looking. And the Lord said, arise, anoint him, for this is the one. David was anointed with a horn of oil by Samuel, and the instruction of the Lord. There is a genuine call of God upon the said man. Dis wat ons Sondag gedoen het. God het gesê, gaan, salf hom, want dis hy wie ek uitverkies het. En as 'n man nie aangestel is deur God self nie, deur die Gees van God aangewys is nie, deur sy profete en deur sy apostels nie, is hy 'n onakkurate leier. Aangestel deur mense, of wie ook al, behalwe God. Van die akkurate leier van God, sal die mense, die kinders van God, bring by die pad van Siloam. Amen. Mag die Here sy woord seën vanmôre, hierdie kort gedeelte wat ons sover met u gedoen het. Baie dankie.